Ek is gebore op Clarence, 'n klein dorpie tussen die berge, baie koud in die winter, geen dokter, geen hospitaal. My pa moes mevrou Fischer gaan haal om my ma te help. Ek is in die pastorie gebore, 'n regte woelwater. Op die foto is ek 1 jaar oud en ek sit nie eers stil op die stoel vir die foto nie. Bibi was 3 jaar ouer as ek en Kobie is 5 jaar later gebore. Ons het daar skool gegaan in 'n klein skooltjie, 3 slaapkamers wat tot 3 klaskamers wat tot 3 klasse in 1 klas was. Ek en my maats was baie lief om in die spruitjie te gaan speel en paddavissies te vang. Maar die bobbejane het ons gepla. Toe het ons geleer om altyd lemoene saam te vat. Nou, hulle het dit geweet. Elke keer as ons spruitjie toe gaan, dan gooi ons vir hulle lemoene en dan hardloop hulle weg. Toe die kerk feitelik klaar is en al net met die binnewerk besig was, met die toring was daar gebou, maar daar was nog nie 'n horlosie in nie. Toe klim ek eendag met die takelwerk op tot daarbo en sit daarbo in die horlosie se gat en kyk dan die hele dorpie. Een van die bure het my pa gebel en gesê, "Dominee, gaan kyk, waar's daai dogtertjie van jou?" Ewe diplomaties het hy my daar weer afgekry, want hy was altyd 'n baie goedige en 'n diplomatisiese persoon. My ma was die orgeliste. Daar was geen krag op Clarence nie, so die orgel moes gepomp word. En Sias wat by die skool was, moes altyd gehaal word as daar 'n begrafnis of 'n troue is, dan gaan hy nie skool toe nie, want hy moet gaan orgel pomp. Dit was vir hom te heerlik. My ma het 'n werkklas gehou vir die arme mense, vir die vrouens geleer naaldwerk doen, en ons het baie gelukkig daar gewees, maar toe ek in standaard 3 was, het my pa na Kestel verhuis. En ek dink, nou het ek alles.